Ek voel hier in die atmosfeer. God sê vir my, gaan vanmôre uit niks uit, sal hy iets skep. Jy het niks vanmôre nie. Maak nie saak of wat 2 weke of 'n week en 'n half oor is, voor hierdie jaar klaar is hy. Ek is hier om te sê, dis vir God niks nie. Halleluja. In hierdie week en 'n half, voor hierdie jaar uit is, wil ek profeteer en sê in die naam van die Here, sal die belofte van God in vervulling kom. Sal hy doen wat hy gesê het, hy sal doen. Ek voel daar's 'n deurbraak in die gees. Ek voel daar's dinge wat besig is om te gebeur. Ek voel 'n draai in die atmosfeer. Halleluja. Andabas. Oh halleluja. Oh halleluja. Oh halleluja. Maak nie saak wat jy voel nie, maar ek is in die kraamsaal vanmôre. Ek is al oor my 9 maande, maar daar's 'n week en 'n half oor. God sê druk vanmôre. Ek druk. Ek druk deur. Ek druk deur. Ek volhard in die gebed. Dis nog nie klaar nie. Dis nog nie die einde nie. Hy was 4 dae laat by Lazarus se graf, maar hy was in tyd. Halleluja. Oh halleluja. Prys die Here. Kom ons begin die baas. Is so 'n mooi salwing in hierdie plek. Karamando roboshan. Halleluja. Ek voel is 'n swaar salwing in hierdie huis. Rikalamande. Anamasaya barro. Rikando roboshan. Ek sê daar vind verskuiwings plaas in die geestelike realm. Ek sê daar vind dinge plaas. God sê vir my, moet vir iemand sê, maak jou gereed vir jou wonderwerke voor hierdie jaar uitgaan. Ek sê voor hierdie jaar uitgaan, maak jou gereed vir jou wonderwerke. Dis op pad na jou toe. Dis op pad na jou huis toe. Dis op pad na jou kinders toe. Halleluja. Die engel kom by Samuel, kom by Hanna. Nadat Hanna nie kon kinders baar, kom die woord van die Here op die laaste dag van die jaar, sal jy swanger word. Halleluja. Wat wil ek vir iemand sê? Daar's 'n week en 'n half oor. Jy het miskien lank gebid hierdie jaar en dit het nog nie gebeur nie. Ek wil vir jou sê voor hierdie jaar uitgaan, want dit was die woord van die profeet toe hy gekom het en gesê het, hoor die woord van die Here, môre sulke tyd sal God vir julle voorsien. Wil ek vir iemand sê in die naam van die Here, God sal sy woord gestand hou. Hy's nie 'n mensekind dat hy sou lieg nie, maar hy staan wakker agter sy woord om dit waar te maak. Halleluja. Prys die Here. Ek kan nie sitplekke nie. Prys die Here. Ek weet nie van u nie, maar ek voel ons gaan 'n geseënde diens hê. Halleluja. Dit's lekker warm hier binne. Prys die Here. Maar deur die warmte wil ek julle almal groet. Ons pastore, elke broer, suster, ons besoekers besonders is vanoggend begroet in die geseënde naam van ons Here Jesus. Ons kykers wat aanlyn ingeskakel is, ons groet u hier uit Touwsrivier uit. Prys die Here. Ek gaan vanoggend die Here my 'n woord gegee. Ek gaan vir u lees uit Efesiërs hoofstuk 1. Efesiërs hoofstuk 1. Vanoggend terwyl ek stap, kom die woord van die Here by my wat in Psalms opgeskryf is. Dat die voetstappe van die regverdige word deur die Here gesit. Oh yes. The steps of the righteous man are ordered by God. Ek wil vir iemand sê, maak nie saak hoe ver die jaar gevorder het nie. As ek hier om vanmôre vir u te sê, dis die kern van die boodskap. Maak jou gereed vir die bonatuurlike ingryping van my God. Halleluja. Maak jou gereed vir 'n wonderwerk van die Here
waarby mense hande niks by betrokke kan wees nie. Dis 'n werk van God af. Dis 'n werk van direk uit die hand van God uit. Halleluja. Jy het hierdie jaar gebid en gewag vir dit en dit voel vir jou pastoor die jaar is op sy rug. Ek het Januarie maand so begin en ek het ook nou in Desember lyk dit vir my asof dit so gaan eindig. Ek is hier om te sê nee, want die psalmdigter sê met trane het ons gesaai en met 'n gejubel sal ons maai. Ek wil vir iemand sê jy sal maai met 'n gejubel. Jy sal maai met 'n gejubel. Hierdie jaar sal op 'n hoogtepunt afskop. Ek sê dat jy sal. Jy sal. Oh yes. The best is yet to come. Oh yes. Daarom moenie worry oor 'n week en 'n half oor is. Want die Bybel sê dat 1000 jaar is soos een dag by die Here. Halleluja, ek wil jy moet jouself reg kan sê, my God wat ek dien, hy werk buite tyd, maar tog in tyd. Halleluja, hy was 4 dae laat, Lazarus het reeds al geryk. Hy was al reeds in die graf. Hulle het gehuil en gesê, dis klaar met hom. Maak nie saak, hy kom nou nie. Dis al 4 dae laat. Die begrafnis is al klaar. Maar hy het geweet, hy word nie beïnvloed deur tyd nie. Hy het geweet, hy kan hom opwek uit die dood uit. Ek wil vir iemand vanmôre sê, die jaar het al ver gevorder. Maar ek is hier om die God aan jou voor te hou, wat Lazarus na 4 dae uit die graf uitgeroep het. Ek is hier om daai Jesus aan jou te verkondig. Hy's hier vanmôre. Oh yes. Hy's hier. Hy's hier vanmôre. Is hy geseën diebares? Oh yes. Amen. Efesiërs hoofstuk 1 gaan ek vir u lees uit die Here se woord. Prys die Here. Ek gaan net 2 versies met u lees vanaf verse 19. Efesiërs hoofstuk 1 vanaf verse 19. Maar kom ek lees dit vir u verse 1 want dit is vir my te mooi hoe Paulus die volk groet in Efese. Hy sê Paulus, 'n apostel van Jesus Christus, deur die wil van God, aan die heiliges wat in Efese is, en die gelowiges in Christus Jesus. En dan sê hy vir hulle, genade vir julle in vrede van God onze Vader en die Here Jesus Christus. Hy begin sy brief mooi, genade vir julle in Christus Jesus. Hy sê ek is Paulus die apostel van in die wil van God. Daar is baie wat apostels is buite die wil van God. Hy sê ek is Paulus 'n apostel van die Here in die wil van God. En dan sê hy in verse 19, kom ek lees vir u. Hy sê en wat die uitnemende grootheid van sy krag is, vir ons wat glo na die werking van die krag van sy sterkte. Verse 20 is waaroor volgens 'n boodskap gaan. Wat hy gewerk het in Christus, toe hy hom uit die dode opgewek het, en hom laat sit het aan sy regterhand in die hemele. Net tot sover die woord van die Here. Kom ons sluit ons oë. Prys die Here. Vader van ons Here Jesus Christus, ons dankie dat ons vanmôre in u naam kan vergader. Here, ek is vanmôre so diep afhanklik van u. En daarom bid ek vanmôre vir vars olie uit die hemel uit. Ek wil bid vanmôre by die breking van die brood, dat u ons sal seën en dat ons sal sê waarlik, ons het die Here oor praat met ons. Here Jesus, dat ons soos 'n Emmausganger sal sê, was ons harte nie brandend toe hy op die weg met ons gepraat het nie. Ek wil vanmôre bid in die naam van Jesus, van die kragtige werking van u in hierdie plek. Ek wil vanmôre bid in die naam van Jesus, dat u goddelike wil in hierdie plek sal geskied vanmôre, vir alle wat daar onder in die vallei is, mismoedig is, dat u hulle sal optel deur die eie woord, want u woord, die opening van die woord, dit bring lig. En ek wil nou vanmôre bid, Here Jesus, dat u wonderbaarlike lig in donker harte sal deurbreek vanmôre. Dat die lig van God vir mense sal opgaan.
dat hulle weer hoop sal hê en sal sê, omdat u lewe sien ek uit na môre. In die naam van Jesus dank ek u dat u hierdie vergadering seën met 'n goddelike seën in Jesus naam, met baie danksegging en eer. Amen. Amen. Nou dierbares, ek wil vanmôre saam met u praat oor, maak u gereed vir die bonatuurlike krag van God. U het gesien, wanneer Eskom die stages begin implementeer, dan is dit ongemaklik, hulle sit die krag af. Wat beteken niks kan operate as daar nie krag is nie. Nou ek wil vanmôre saam met u praat oor 'n bonatuurlike krag. Nou hierdie gedagte, hierdie woord wat ek vir u gelees het, Paulus, toe hy hierdie brief skryf, toe bevind hy hom in die gevangenis. Toe hy gevange geneem was, omdat hy hierdie evangelie gepreek het, net om hy in te lei. Toe skryf hy aan die gelowiges, daarom begin hy sê, ek is 'n apostel van die Here. En hierdie brief is gerig aan die heiliges en die gelowiges in Christus Jesus. Met ander woorde, hy skryf hierdie brief vir die kerk. Vir die gelowige kinders van God, skryf hy hierdie brief. Hy sê, dierbares, ek skryf nou aan julle. En dan kom hy en hy noem 'n paar goed in hierdie hele brief. Ek wil hê, u moet eintlik op die eie tyd vanmiddag die hele brief van Efese gaan skryf, gaan lees. Want hy praat oor, hy sê, dis die doel van die kerk, dat julle moet die lig van hierdie wêreld is. In die donkerte moet julle ligte laat skyn. Hy sê, dis die doel, dis die visie wat hy gehad het vir die kerk. En hy praat ook hier met die kerk, hy sê, julle moet die volle wapenrusting van Christus, daarom kan jy gaan lees daar in hoofstuk 6, sê julle moet die volle wapenrusting van Christus, moet julle aantrek. En hy kom by 'n mooi gedeelte, wat ek vanoggend met u wil praat oor. Hy praat oor 'n krag, maar nie 'n menslike krag. Oh yes. Hy sê dieselfde krag, en dieselfde gees wat Jesus uit die dood uit opgewek het. Daai selfde gees is nou binne in julle, en daai selfde krag werk nou hier binne in julle. Ek wil vanmôre vir u sê, maak nie saak hoe laag jy voel in jou gemoed nie. Daai selfde krag wat Jesus uit die dood uit opgewek het en wat Jesus lewend gemaak het, daai selfde krag is hier om jou op te wek, om jou op te lig in jou gemoed. U weet, dit is onmoontlik om iemand uit die dood uit op te wek as jy nie die Here se woord gehoor het nie. Ek weet nie wie al van julle is wat so gevul is met die Heilige Gees as jy by 'n begrafnis was. Dan voel jy kom die Gees van God oor jou. Dan voel ek wil sommer my hand op die kus gaan lê. En vir daai dooie sê, as daar mense, as daar sulke geesvervulde mense wat sulke kanse wil vat. Amen. As jy 'n kans vat, halleluja, dat is die geloof in jou God. Want jy dien 'n groot God wat gesê het, laat daar lig wees. Toe is daar lig. Ek wil sê, daai selfde God is hier om jou daar van onder af op te lig. Daai selfde God is hier om jou lewend te maak. Daai selfde God is hier wat Jesus uit die dood uit opgewek het om jou binnes te verander, om jou te transformeer en 'n nuwe lewe aan hom te gee. Heiland! Zwaar! So waar! Nou Paulus skryf aan die Efese. Hy sê, dierbares, en dan was ek in Handelinge 17 na rond, kan jy gaan kyk. Hy skryf aan dieselfde volk, want daar was heidene, daar was van die dierbares wat en die heidense afgode was daar. En daarom toe hy in Handelinge kom en hy so deur die stad beweeg, toe sê hy, dierbares, ek sien hier's 'n valse altaar. Hier's 'n altaar wat ek nie ken nie. Julle moet die altaar afbreek. Hy skryf aan die gemeente, want hy was op dieselfde sendingreis toe hy aan die volk skryf. Kan u glo, suster mens? Hy sit in die tronk en hy skryf aan hulle. Halleluja. Hy sê, julle moet die lig van die wêreld wees.
Hoe kan 'n man wat in donkerte verkeer, want iemand wat in die gevangenis is in die donkerte, jy's mismoedig. Hy skryf daar in die donkerte en sê julle is die lig van hierdie wêreld. Hierdie selfde man, toe hy aan die Efese skryf, toe skryf hy ook aan die Filippense. Hierdie selfde man wat in die donker, hy sê ek sê vir julle, julle moet julle verbly in die Here. Waar kry jy blydskap as jy in die tronk sit? Halleluja. Nee, want sy blydskap was hy gekoppel aan nuwe banke of 'n yskas of 'n kersboomie. Sy blydskap was gekoppel aan God. Sy blydskap kom van die Here af. Sy vertroue was in die Here. Daarom kon hy so skryf. En toe hy in Efese skryf, sê hy dierbares, ek wil iets vir julle sê. Dieselfde Gees wat Jesus, dierbares, ons is bevoorreg om 'n deelagtig te wees. Om deel aan hierdie werklikheid te hê. As jy 'n storie in 'n boek nie, as jy 'n binne, wat is daai stuk op, kyk net, kyk die binneland, as die binnelanders nie, is nie 'n fabel nie, dis 'n lewende werklikheid. Hy het dit vir sy disippels gesê, hy het vir hulle gesê, dis vir julle voordelig, dat ek weggaan, want ek stuur vir julle die trooster, hy sal binne in julle bly, hy sal julle leer en lei in die volle waarheid, hy sal julle help, en ek wil vanmôre vir u sê, ons is bevoorreg om dit deelagtig te kan wees. Dis 'n werklikheid. Dis 'n werklikheid. Hy sê dierbares, ek wil 'n groot saak vir julle sê. Dieselfde Gees wat Jesus uit die dood uit, kyk hoe groot werk dierbares. As iemand dood is, is hy dood. As hulle hom dood gesertifiseer het, jy kan hom klap, jy kan hom skud, hy sal nie wakker word nie, want hy is dood verklaar. En hier kom 'n wonderwerk. Hy sê dieselfde Gees wat Jesus uit die dood uit opgewek het, daai selfde Gees het julle ontvang. Julle het dit deelagtig geword. Dit woon nou hier binne in julle. Wat wil ek vanmôre vir u sê? As jy sukkel met sonde, daai selfde Gees wat Jesus uit die dood het opgewek het, kan jou verlos, kan jou vrymaak, kan 'n vrede in jou binneste gee, kan 'n lied in jou hart gee, kan vir jou ware vrede gee, wat hierdie wêreld nie kan gee nie. Dank God vir die voorreg wat ons het, om nie deur 'n priester te bid nie, maar ons kan nou self, deur ons met ons tong te bely, kan ons sy Gees ontvang in ons binneste, wat ons transformeer. Halleluja. So waar. En dan praat hy van 'n krag. Hy sê daai krag. Die ou mense het gesing, gee my die krag van die Here. Halleluja. Wat aanhou en aanhou. Ek wil vir u sê, daar's 'n krag wat aanhou en aanhou. Daar's 'n bo-natuurlike, goddelike krag. Wanneer jy uitgesak het, dan sê daai krag, jy sal hardloop en nie moeg word nie. Dan sê daai krag, jy sal opvaar met arensvlerke. Hey, daai krag is hier. Daai krag is hier. Daai bo-natuurlike krag is hier. So waar. So waar. Ek praat oor daai bo-natuurlike krag. Toe die Jode fees vier. Hy was in die graf 3 dae. Toe sê hulle, is klaar. Sê, ons kan die kerk opbreek. Die goed wat Jesus vir ons geleer het, die 3 jaar, die disciples nie, maak maar klaar. Want hy het toe opgestaan, hy is 3 dae, hy is dood. Toe kom hy krag. Toe kom hy krag. Verby die soldaat wat die graf opgepas het. Toe kom hy krag. En hy skuif die steen weg. Toe kom hy krag. Toe moeder Maria die oggend by die graf kom, toe vind sy daai krag.
En die doeke is opgerol. Die graf is leeg. Hy is opgewek. Hy is lewend gemaak. Daai selfde krag is hier om u nuut te maak. Daai selfde krag is hier om u te transformeer. Daai selfde krag is hier om u te vernuwe. Daai selfde krag is hier om die duiwel te stop. Daai krag. Daai krag wat die ou mense laat sê in die bid hier. As hulle so wegtrek in die gebed, dan word dit sjoe. Ek praat van daai krag. Jy voel salwing op my. Ek praat van daai krag terwyl jy besig is om te bid. Dan voel dit is elektrisiteit op jou tande. Is elektrisiteit in jou hande. Ek praat van die goddelike krag van my God wat dooies opwek, wat blinde oë laat sien, wat krepeles laat loop, wat dowes laat hoor. Daai selfde krag is hier en hy werk nog steeds. As jy saam met my geniet hierdie diens die waar is. Daai selfde krag. Daai selfde krag. Wat ons ou mense, halleluja, siek kinders na badier toe laat bring en sê, die waar is, bid toch saam met my vir die kind. Die dokters het opgegee. Ek het die hoop. Dat was die selle ou die waar is wat gesê het, bring die olijfolie. Laat ons die kind salf. En in 'n oomblik se tyd, in 'n oorwing se tyd, dan kom hy boernatuurlike krag oor daai kind. En hy kind begin speel die volgende oomblik. En as hulle die kind vat na die dokter toe, dan sê die dokter, wat het met die kind gebeur? Dan sê die moeder, ek was by 'n bid hier, wat daar mense geglo het in daai boernatuurlike krag waarvan Paulus gepraat het in Efesiërs 1. Ek sê daai krag is hier. Daai krag wat jou gered het, toe jy 'n dronkaard was, toe jy hierdie tyd van die jaar besope geloop het, in die strate van Touwsrivier. Het was daai krag. Dis dieselfde krag wat Paulus aan die Romeine geskryf, aan die Romeinse volk geskryf het en gesê het, ek skaam my nie vir die evangelie nie, want dis die krag van God tot redding, daai selfde krag. As jy saam met my toe die Here vandag met my oor dit praat, toe hoor ek hoe die Heilige Gees vir my sê, hoekom sukkel jy so? Van hy selfde krag is tot jou beskikking. As jy eenvoudig, maar dit hou 'n diep waarheid in. As waar. En God sê vir my vandag op my bed, gebruik daai krag. En hy sal 'n krag wat ek in jou mond gelê. Halleluja. Hy sê, maak op jou mond. Anamasaya. Anamamamando roboshana. Hy sê, hy sê, die krag is in jou mond. Halleluja. Hy sê, ek praat met jou, kyk wat het Paulus vir die Romeine gesê, die selfe krag, weet julle die krag, julle kan dinge in bestaan roep, wat nog nie bestaan nie. Hy sê, dit dan tot jou beskikking, man. Gebruik het, en ek wil vanmorgen vir die kerk van God sê, gebruik het voor die jaar eindig, gebruik die selfde krag, om die vyand in jou huis uit te sit, gebruik die selfde gesag, om te sê, duiwel, dis klaar met jou, ek verbied jou uit my huis uit, ek verbied jou uit my kinders se lewe uit, ek weier dat ek 'n onsmaaklike Kerstyd gaan hê, ek het die krag van die Here. Hy sê 'n krag wat jou kop aan laat reis. Het jy die krag gesien? It's a dangerous krag. It's a dangerous krag. Anamas. Wat sing die koortjie? Dit is Jesus. Halleluja. Dis die krag van my God. Dit is Jesus. Dit is Jesus. Halleluja.
Dat is die kracht van God. Als Jezus. Dat is Jezus. Ik voel salving hier. Jezus. Halleluja. Dat is die kracht van God. Dat is Jezus. Dat is Jezus. Halleluja. Dat is die kracht van God. Dat is Jezus. Halleluja. Dat is Jezus. Halleluja. Dat is die kracht van mijn God. Dat is Jezus. Dat is Jezus. Halleluja. Dat is die kracht van mijn God. Ik voel hoe kom mijn kracht hier oor jou. Voel daar, voel hoe kom mijn kracht oor jou. Dat is die. Voel hoe kom mijn kracht oor jou. Voel daar. Voel daar die kracht wordt vaardig oor jou. Halleluja. Die kracht is hier, voel daar. Voel dat. Karabashandalabasaya. Dat is het. Van God. Dat is die. Jesus. Karabashandalabasaya. Voel daar kom het oor jou. Voel daar kom die Heilige Geest kracht oor jou. Daar wordt die kracht van God vaardig oor jou. Karabashanda, Rabashanda Rabasaya, Rikalabahandi, Rukutanda Rabasai. Jesus. Hallelujah. 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 Dat is die kracht. Dat is die kracht. Dat is die kracht. Dat is dezelfde kracht. Ik voel het hier in mij. Ik voel die kracht is hier. Diezelfde kracht is hier. Als je ziek voelt in je lichaam, diezelfde kracht is hier. Als je een probleem hebt, diezelfde kracht is hier. Diezelfde kracht. Diezelfde kracht wat Jezus in die dood het opgewekt. Dat werkt nou binnen in jou. Wat een voorrecht het ons nie. As kinders van die Here om 'n deelagtig te wees. Om deel te hê aan hierdie pragtige geskenk van genade wat ons nie verdien nie, wat die Here Jesus vir ons gegee het. Wat 'n voorreg het ons om hierdie evangelie aan te neem en dieselfde krag in ons binneste kan voel werk. Maar klaar. Hulle vertel dat in die buiteland weet ons, hulle maak mense dood as hulle die evangelie preek. Hulle vertel dat die terroriste kom in die kerk in. Die pastoor staan voor besig om te preek. En die terroriste sê, as julle nou gaan sê dat julle dien God, dan skiet ons julle dood. En hulle begin by die pastoor en hy sê nee, hy ken nie God nie. En hulle spaar sy lewe. En hulle gaan so deur die kerk, hulle spaar hulle lewens. En hulle kom by so 'n klein dogtertjie. Hulle sê, wat sê jy, dien jy God? En sy sê ja. En hulle vra van, hoe weet jy die God lewe? En sy antwoord hulle,
Want ek voel hom, ek hoor hom, en ek voel sy krag hier binne. En dis wat die sonnaskool sing. I can feel the power of God. I can feel it in my body. I feel it in my toes. I feel it everywhere. En sy sê, ek voel het. Ek voel die krag hier binne in my. En ek wil vanmôre vir die kerk sê, die selfde krag is tot ons beskikking. Die selfde krag. Jy kan jou autoriteit opneem. En nou na jou huis toe gaan. En sê, vyand, ek sit jou uit die reis uit. Ek verbied jou. Ek weier dat jy my blydskap gaan vat. Ek weier dat jy my vrede gaan vat. Ek weier, ek verbied jou, want ek het die krag van God. Ek het 'n goddelike mandaat om jou te verbied. Want die woord sê, julle sal op skorpioene trap. Julle sal duiwels uitdryf. En God het hulle onder ons voete. Het God die owerhede, die demone, het hy onder ons voete gesit. Ek het in hierdie laaste tyd, terwyl my seentjie, as my seentjie so siek is, dan voel ek hoe kom hy sê 'n krag so oor my. Daar sê suster, die krag van God is op jou. Nog Here, vat dit. Vat die krag van my God, suster, is op jou. Wanneer Joshua so siek is, dan voel ek hoe kom die salwing so oor my. Al lê ek my hand so op hom en sê ek neem nou my autoriteit. Ek neem autoriteit oor hierdie kwaal. Moenie laat 'n kwaal jou beheer nie. Moenie laat 'n siekte jou beheer nie. Vat gesag. Het jy gesien, 'n polisieman kan maar hoe klein is, en hoe dun is die 'n groot man. As hy kom, dan kom hy in die krag van die staat. Hy sluit jou op. Jy kan maar sterker as hy. As hy in sy uniform gekom het, is dit minies. En hy sê klim in die wen, dan weet jy, as 'n ander krag nou wat hy praat. Dis die krag van die Here. Dis hierdie krag wat duiwels laat sidder. As hierdie krag wat die hel in beroering bring, is reg, kyk vir my. En die krag van God wat die werk. Al mense 'n bietjie skud hier is alright. As die krag van my God, die krag van die Here. Ek sê die krag van God bring die hel in beroering. Die krag van God ruk mense uit godsdienst, vorm godsdienst en programme uit. Die krag van God. En dan voel ek net agterna kyk daar. As my kind goed, dan vraag kom ook. Ek toets jou dierbares. En vraag vir hom, Joshua, kyk my. Kyk vir my oë. Hoe voel jy nou? Dan sê ek is alright. Dis die krag van God. Dis nie 'n dooie God wat ons dien nie. Hy is die lewende God wat in staat is om jou lewend te maak. Heiland! Die Here is besig om te werk, dierbares. Ek is klaar bedien. Hou net so vas, broer. Ons gaan 'n lied kry. Terwyl ek voel hier's 'n salwing op my, wil ek graag mense bedien in gebed. As jy iets bonatuurlik van God verwag, die Here is hier met sy bonatuurlike krag om in te stap. Vanoggend het jy gekom huis van die Here toe, want jy het 'n verwagting, want jy voel jy het iets van God nodig. En daar wil ek jy uitnooi en sê kom vanmôre. Terwyl jy 'n salwing op my is, wil ek jy graag bedien in gebed. Dat die demonstrerende krag van die Here oor jou sal vaardig word. Dat jy dit deuragtig sal word. Sing hy lied my broer, terwyl mense kom, dan kan jy opstaan en jy kan na vore beweeg. Ek wil jy graag bedien in gebed. Halleluja, wonderwerk. Dankie my suster, as daar nog mense kom gou. Kom gou. Kom ons staan op ons voete. Kan almal in sy voete staan. As jy voel jy wil hierdie krag deuragtig word, kan jy gou kom. Ek gaan niemand soebat nie. Ek wil jy graag bedien in gebed. Karaba Shanda, dankie my suster. Is daar nie nog iemand nie? Ek voel daar moet nog iemand kom. Terwyl God met jou praat, is jou oomblik. Wil jy nie kom nie, mama? Wil jy nie kom nie, suster, broer, kom gou. Terwyl die Here hier is. Dankie my broer. Is daar nie nog iemand? Halleluja. Wonderwerkende kracht aan die dierbare bloed Daar kom nog mense. van die lam.
Daar kom nog mense. Wat van jou suster? Wat van jou jong man? Daar is Wat kracht. van jou jong meisie wil nie kom nie? Kracht. Kom gauw. Wonderwerkende Ek gaan nie nou kracht. bedien in gebed. Aan die dier. Terwyl jy voor staan, wil jy nie jou oë Ware sluit nie. bloed van die lam. Sing net sagter my broer. Daar Ek gaan vir mense is bedien in kracht. gebed. Terwyl jy voor staan, maak jy hart oop vir die Here. Wonderwerkende Sluit die kracht. oë en kyk in die gesig van die Here. Kyk op in sy